Welkom aan al die luisteraars. Julle is ingeskakel hier op Hartklank. En julle luister na Tussen Koffie en Genade met Lisel van Sail. So die laaste paar weke praat ek met verskeie vrouens oor hulle pad wat hulle moes loop om mamma te wees. Onder andere het ons gepraat van vrouens wat deur baie diep seer gegaan het. En dit is veronderstel om een van jou grootste vreugdes in jou lewe te wees. Maar soms kom dit met soveel seer en hartseer. Laasweek het ons 'n bietjie gesels met Cherise, wat haar uitdagings vertel het van toe sy swanger was met 'n tweelingdogtertjie, maar op die ou ende net met een babietjie huis toe is. Vanoggend se gas, dink ek het net so 'n interessante storie en ek dink haar storie is net so inspirerend. So vanoggend kuier Irene Engelbrecht hier by ons. Baie welkom Irene. Goeiemôre mooiste mense en goeiemôre luisteraars. Ag, ons gaan das ek raak sommer tranerig net om te hoor waar die paar vrouens is en ja. Ja, joh, ek dink hierdie raak soveel vrouens en ek dink ons gaan vandag op tissues uitkry, want ons gaan vandag baie huil. Maar voor ons met haar storie gaan begin gesels, gaan kry jy 'n koppie koffie en 'n pak tissues en kom luister saam na haar storie. Welkom terug. Vanoggend praat ek 'n bietjie met Irene Engelbrecht en sy gaan bietjie haar verhaal vir ons vertel. Irene, vertel my bietjie oor jouself en jou man, waar het julle ontmoet en ja, net die begin van julle paadjie saam. Soos baie jare terug, ontmoet by 'n kuierplek. Okay. Was dit jou BC days? Ja, definitief. En ek onthou het hy my nog gevra vir my nommer by die plek en ek sê toe vir hom nee, ek gaan nie my nommer vir jou gee nie. En ek het toe net vir hom gehoor waar werk hy en die volgende dag toe vat ek vir hom 'n fast forward bar. Ek dink dit was fast forward bar en 'n koeldrank en toe sê ek vir hom okay, hier is my nommer, maar jy moet nou begin kargoeders vir my bestel want ek het vir 'n kar soos 'n accessory firma gewerk. En ja, toe is ons vir 'n rukkie lank saam. En ja, toe los hy my vir sy partner op daai stadium, want sy was gebroken toe hy haar gelos het. En ja, toe gaan my pad aan en so 4 jaar na dit, toe met ons, so kry ons baie weer, want ek en my man se ma, my skoonma het altyd kontak gehad, selfs van daai tyd af. En toe ek wou gaan kuier, toe sien ons weer mekaar en toe is dit net weer love at first sight. Ag, ons was van die begin af sommer verlief, want toe maak die Here seker ons baie kry. Maar hoe amazing is die timing nie, nee? Ja. En ek dink ook dat het ons tyd gegee om bietjie te groei en net adult te word, want as jy maar 17 en 18 is, of 17 en 19 is jy verskriklik jonk. Ek was 17 en hy was 19. So was maar baie jonk. Okay, en sê vir my, okay, toe het julle mekaar toe nou weer gesien na 4 jaar en toe het julle toe nou vertel van dit, ja. Immediately connect, ja, dis ons is dadelik connect, maar ek is toe saam met 'n partner ook op daai stadium en ek toe eers besluit hoe gaan ek uit hierdie verhouding uitklim op 'n goeie manier aangesien ek aangetrokke toe nou was teenoor my man. En ja, dis net amazing hoe die Here ons beplan het vir mekaar. Ons was regtig van die begin af. Ons het in Februarie 2012 opgehoek en hy het my in April gevra om te trou. Wat hy het geweet. Hy het geweet. Hy het gesê hierdie mooi girl gaan ek nou deur my vingers laat slip nie. Hy het altyd gaan bid op die berg en ek is toe nou nog met daai ander kerel en hy stuur vir my eendag 'n boodskap en hy sê vir my die aand en hy sê vir my die Here het van gesê ek is sy vrou en hy weet ek is sy vrou. En ek sê ja, en dit van daar af het net gevloei en hy's regtig een van daai amazing mense. So hy het my voete onder my uitgeslaan van die begin af. Hy's 'n baie goeie man. Maar as ek ook kyk hoe julle verhouding is oor die jare, nie, want ek en jy ken ook mekaar seker, ek weet nie 10 jaar, ek weet nie hoe lank nie. Ja. Maar dis vir my so mooi om te sien hoe julle is 'n span, julle is 'n eenheid en hoe julle saamwerk en hoe mooi jy jou hanteer. Dit is my altyd so mooi gewees. Nee, dit is regtig so en hy is 'n man van God en dit is waar mense sien hoe hy hanteer, hoe hy baie respek. Yes. Hy's 'n rustige mens, vol liefde. So hy het van die begin af het my net ek het nog 'n paar jaar, ek sê nog steeds vir hom baie keer, maar nie vir ek het butterflies. Ag, sjoe. Ag julle. Ja. Luister, ek toe begin julle nou met hierdie pad. Wanneer het julle nou agtergekom daar's probleme dat jy sukkel om swanger te raak?
So ons is so in 2012 getroud en ons het 'n honeymoon babatjie gehad het. Ons is die So dadelik. Ja, ons is die 11de Februarie getroud. Vroegs. En ons was nogal redelik jong toe ons getroud is. Ja. Ek dink ek was amper 24 of 24 en my man was 27, so dit was nog redelik jong. En ons het nou 'n honeymoon babatjie gehad het. Dit gaan ons op honeymoon en dit gebeur nie en die jaar daarna gebeur dit nie en 2014 te gebeur het nog steeds nie. Ja, toe neem ons 'n dogtertjie in pleegsorg. Okay. Want nou kom ons nie reg met aanneming nie en ons wil 'n verskil in 'n kind se lewe maak. Okay. En ons neem die dogtertjie in pleegsorg en sy bly toe rukkie by ons. Sy is toe nou terug na ouers toe sy nou groot genoeg is en Hoe lank het sy by julle gebly? vir amper 'n jaar. Okay. Ja, dit was eers wat nou nie heeltemal 'n jaar vas by ons gebly nie. Sy was eers pleegsorg. Sy was eers vakansie dogtertjie en toe naweke en vakansies en toe word sy pleegsorg. Okay. En dit het omtrent 'n jaar voordat haar ma weer betrokke geraak het. Maar daai was Ja. amper was vir ons 'n baie hartseer storie. Dit het nie Sjoe. uitgewerk soos wat ons wou nie. Dit het definitief ons siening vir pleegsorg baie verander. Want jy word lief vir daai kind. Verskriklik lief. Jy sal enigiets doen en dan as die biologiese ouers baie keer wat nie regtig die kind se belang op hart dra nie dan betrokke raak, dan gooi dit die hele trokkie om. Dis Daar basies. So daai het nie baie goed geëindig nie. Yes. So het julle toe nou ophou om te probeer swanger. Het julle gaan kyk wat se rede dat jy nie kon swanger raak Toe ons nie, in of hoe het julle 20 dit hanteer? Einde 2014 daar rond, ek kan dalk 'n bietjie afwees my datums toe gaan sien ons 'n fertiliteitsspesialis in die Ooste. Hy is verskriklik bekend. Hy het al baie mense gehelp om swanger te raak en ons gaan sien hom toe. En ons doen so 3 inseminasies en 1 in vitro deur hom. Okay. Die in vitro was nogal baie duur. Ons het nie besef dat die in vitro is 'n ICSI in vitro nie. Nou daar's 'n groot verskil tussen 'n gewone in vitro en 'n ICSI in vitro. Maar hy het definitief 'n ICSI in vitro op ons gedoen. Ons het toe 2 embrio's gekry op daai stadium en hulle het een ingeplant met die in vitro en daai een het toe begin groei maar net tot op 'n stadium en toe hou die embrio opgroei. So toe ek moes gaan toets om te kyk of ek swanger, toe wys dit ek swanger. Ekskuus, maar toe is die telling te laag. En ja, dis dit. En dit was nie 'n lekker tyd nie. En dit is 'n moeilike, want in die eerste plek het jy hierdie hoop. Jy het hierdie ongelooflike geld betaal, nie laat mens nou dit op geld meet nie, maar dis 'n uitgawe gewees en die kans is nou jy het dit of dit gaan nou werk of dit gaan nie werk nie. So, hoe het jy dit geproseseer? Dit is baie seer terwyl jy in daai posisie of in daai situasie is. Jy dink nie vir een oomblik aan die geld nie en die geld waar jy glad nie. Dit is die hartseer daarvan. En ons het dit so secretive gedoen. Ons het gedoen dat geen familie en niemand weet nie. Ek onthou ons was nog by my maale in Marot Park. En ek moes toe daai naweek gaan toets of daai Vrydag gaan toets of my telling op is of nie en ons moes deur hy Nelspruit om dit te doen want dit moet 'n bloedtoets wees. En ek onthou toe ek dit doen en ek sien die papier en dit is alles belovend en toe bel die dokter en toe sê nee, dit is definitief nie belovend nie. So dit was verseker 'n baie groot dit was ietsie waardeur ons moes werk en ons het verseker ook 'n amazing verhouding omdat ek 'n man het wat my support en ek bedoel dit is vir hom ook hartseer, so dit is vir ons albei hartseer pad om te stap, maar om net te weet dat dit is God se plan either or, ons weet God het 'n plan met ons lewens wat kinders aanbetref. So ja, dit was 'n baie moeilike pad. Met baie gehuil en dit was baie moeilik. So dis my ma die eerste keer uitgevind het ons het weer in vitro gegaan en dit ons het daarna selfsmatig met almal begin deel. Dat ons het nou in vitro gegaan en nie gewerk nie. Ja, en in vitro is baie duur. Dit is nie, ek onthou daai ek sien vitro, dit was wat, 2014, het ons amper 100 en iets duisend gekos. So, dit is 'n duur storie. So dis nie wat jy ons net geweet nie, dit is 'n nogal 'n storie. Dit is 'n paar rand, en daai tyd het mediese dit nie gecover nie. Ek weet ons nou seker 'n mediese huise wat dit cover. Dis goeie nuus. So daar is seker, ek dink as jy met op van die top
skemas wees van die, en dan bedoel die top 1 en dan sal jy soos 'n classic priority of so dan sal jy gecover wees. Okay. Ja. En toe het julle okay, toe was dit ook die proses van nou dan vaar van ons gaan nie ons eie kinders kan hê nie. En toe hoe het julle dit daai deurgewerk? So jy het maar altyd hoop jy glo nie jy gaan nie jou eie kinders hê nie. Maak nie saak wat 'n dokter vir jou wat sê nie, want jy weet die Here het 'n plan met jou lewe. So jy hoor wat hulle sê en dis vir jou hartseer en dis ietsie wat jy op daai dag moet probeer prosesseer. Jy haal jou uit jou kop uit, jy is gebroken vir 'n paar dae. En dan tel jy die stukkies op en jy sê ek het hoop en ek kan bid en God kan die onmoontlike doen. Ja. So en ek is nog steeds op daai plek waar ek glo nog steeds my hele hart ek kan self swanger raak met God se genade, maar of dit ooit gaan gebeur weet 'n mens nie. Maar toe het jou man en jy toe julle het eers die pleegsorg gedoen, hè? So hoe het julle hart toe begin meer in daai rigting gaan? Het julle van die begin af gesê, luister, as hierdie nie werk nie, gaan ons miskien aanneming of hoe het julle daai rigting toe gegaan kan ek sê? So ek het nog altyd nog lank voordat ek my man ontmoet het, ek altyd besluit ek gaan 'n kind inneem as ek ouer is. Sure. Want ek het 'n vriendin gehad en mamma en pappa was in 'n groot kar-ongeluk jare terug en sy het toe groot geword by basies haar Karel se ouers. En sy het altyd my gesê hoe goed daai mense vir haar was en sy het hulle lank gesien as haar voog of haar mense wat sy kon sien as 'n ma-pa, alhoewel sy al bietjie op 'n ouer ouderdom was toe sy na die huis ingegaan het. En nie dit nie, my mamma en my pappa, my pa is nie my biologiese pa nie. En ek het hom eers in my lewe gekry toe ek 9 omtrent was. En hy het my geleer van die Here en hy het altyd my gesê, my kind, dis nie bloed wat ons familie maak nie. Dis die DNA van Christus. Hoe mooi is en dit was net altyd vir my van die begin af, nog voordat ek my man ontmoet het, toe ek hom ontmoet het, sê ek van my liefie, my grootste hartbegeerte is om eendag kindertjies te help wat nie andersins familie kan hê nie, wat nie 'n mamma en 'n pappa kan hê nie. En al kry ons eie kinders, want op daai stadium met ons was nie geweet ons gaan sukkel met infertiliteit nie. Wil ek bitter graag ook 'n verandering in 'n kind se lewe bring op 'n positiewe manier. En ja, toe ons nou klaar gefaal het by die dokter met ons in vitro, toe gaan besoek ons aannemingsopsies. Okay. Ja, ons gaan. En dit was toe in 2000, waar is ons nou? Dit was omtrent in 2016. 16, so die dit is ook 'n lang Dis tyd nou al. Dis al 10 jaar, nee, wat daai pad geloop het. Dit is so omtrent 10 jaar vandat ons is volgende jaar 15 jaar getroud, ons is hierdie jaar 14 jaar getroud. So ons het toe in 2016 aannemingsspesialis gaan sien en sy was verskriklik populêr in Pretoria. Almal het oor haar geram van dryf. So ons het geweet as ons hierdie dametjie kontak gaan ons bevind kan regkom. En so daai eerste keer gaan sien en ek onthou ons was nog in 'n konsultasiekamer en sy het vir ons 'n paar boeke gewys, vir ons een gegee huis toe as 'n sampel van 'n boek wat jy nou opmaak vir die mammas om jou as 'n paartjie te kies. Ek verstaan. Yes. En toe moes ons 'n klein fooitjie betaal en daar is ons huis in en sy het ons 'n bietjie huiswerk gegee soos 'n character vorm om in te vul. En toe het ons nooit weer teruggegaan na toe nie op daai stadium nie. En sodoende ons hartjies is maar nog steeds, ons wil bitter graag ouers wees. Ons gaan toe na 'n fertiliteitskliniek toe in Sandton. En ons wil nou net 'n bietjie toets wat is nou regtig die probleem, want die fertiliteitsdokter by wie ons was in Pretoria West het altyd ons gesê nee, net my man is die probleem. Sy spermtelling is die probleem. En toe ons nou by Vitalab kom, toe sê hulle vir ons nee, na al die toetse wat hulle gedoen het, dat my man is nie eintlik die grootste probleem nie. En dit speel ook 'n groot rol in ek dink 'n huwelik, want jy dink nou vir jare lank dis net jou man wat die probleem is en dan kom jy nou en dan is dit nee, jou man is nie eintlik die probleem nie, jy is die groter probleem. So dit was nogal iets om te ek onthou dit was 'n trend in 2017-18 en ek onthou het hulle vir my gesê daai dag om die tafel dat jy PCOS of PCOS, baie mense ken dit as dit. So dit is basies my eiers wat verouderd is.
en dat my eiertelling op daai stadium 0.06 is. Jene. So hulle het op daai stadium gesê ek het basies die eiertelling van amper 'n 70, 80-jarige vrou. Wat baie scary is, het dit my lank gevat om deur dit te werk en ek het nogal 'n paartjie gevolg wat sy dieselfde eiertelling as ek gehad by hulle. En sy het swanger geraak met in vitro. Ons het toe besluit ons gaan weer dalk in vitro doen, maar ons gaan nou maar eers kyk hoe ons die fondse bymekaar kan maak. En sodoende toe gaan weer 'n jaar verby en hier uit die bruite uit, dit was in 'n Februarie maand, Februarie 2020. Ek weet my tydlyn reg hê. Februarie 2020. Ek dink dit is 2020 of 2021. Yes. Februarie 2020 bel sy ons en sy sê vir ons ons dogtertjie wat swanger is, wil ons die dogtertjie, dit is 'n familievriendin van my ma, sal ons belangstel om 'n kind aan te neem. Yes. Want sy weet ons sukkel sy was op ons troue, sy weet soveel jare het al verby gegaan. Sy het nie geweet ons dink aan aanneming nie, maar ons het nie almal vertel nie. Ja. Maar sy vra toe vir ons sê ja, groot asseblief. Sy sit ons toe in kontak met die jong meisie en ons sê vir die jong meisie, luister, ons het 'n aanneemspesialis wat ons ken. Sy sal ons help met die aanneming, dus sy wil haar kind opgee vir aanneming. Maar die meisie was bitter jonk. Ja. En die aanneemspesialis moes nou obviously die regte roetes deurgaan om haar Ja, en as ek baie red tape nou nie. vir alles hulle so jonk is. Yes. Ook nog, want sy was underage. So sy was, ek dink, 16 op die stadium wat sy swanger was. Sy het later al jaar 17 geword. So, die tannie het haar toe gevat vir 'n scan. En ons het geweet dit is 'n baba seentjie. En ons het geweet sy was nogal redelik ver swanger. Ja. Ek skat sy was so rondom, as ek nou reg onthou, amper 30 weke. Sjoe. Of min of meer 30 weke swanger. So sy was nogal ver swanger. Nee, ek het nou gesê die tannie het ons in Februarie gekontak, maar ek dink dit was in April. En toe is die seentjie gebore in Junie daai jaar. En dit was COVID, so ons mag nie deurgery het na hospitale toe nie, dit was soos in die middel van COVID. En sy was toe die meisiekind, omdat sy underage was toe ingeneem by 'n place of safety. Ja. En sy het by die place of safety gaan bel en ons het toe geen kontak met haar nie. Net die maatskaplike werker het toe nou kontak met haar. Wat dit ook moeilik gemaak, Dit maak dit baie moeilik. En veral daai jare was dit jy mag nie die biologiese maakie nie. Hulle was baie streng daarop. Jy mag nie kontak hê met haar nie en en ons mag nie eens kontak met haar ouers gehad het om te hoor luister wil hulle definitief sal hulle toelaat dat sy die kind opgee vir aanneming nie. So jy sit eintlik in jy die sit eintlik in die donker. donker. Jo. Jy betaal vir die social worker geld oor om hierdie te facilitate vir jou en dan sit jy nou maar in die donker en jy wag. En die maatskaplike werker bel ons toe op 'n dag en sy sê vir ons die seentjie is doodgebore. Dit was erg. Dit was ons eerste kind wat ons regtig geweet het en ek bedoel ons het 'n foto's van die mamma gesien hoe ver swanger sy is. Ons het die scan gesien sodat dit alles so belovend voorgekom en die babatjie was al 100% gesond. En die mamma for that matter op daai ouderdom. So hulle het geen red tape, die dokters het nie gesê daar's enige red tape of scans of niks nie, want sy was net vir een scan. En dit is dit nogal vir ons 'n groot skok. Maar hulle sê ook nie wat die rede is nie. Hulle sê skus nie, daar was komplikasies. Ja, en dan ook boonop dat die maatskaplike werker het ons die hele tyd gevra, luister, stuur vir ons asseblief 'n doodsertifikaat en stuur vir ons die mamma se besonderhede aangesien ons nie in die hande kan kry nie of haar ouers dat ons blomme kan stuur. Want ek dink dit met traumaties wees vir 'n mamma wat ook aflaai, het sy nou 'n kind wat sy wil opgee vir aanneming of hoe ook al met vir haar traumaties wees om haar kind te verloor. En ons het net nooit daai besonderhede gekry nie. So dit ons gevoel daai boek het nooit regtig toegemaak nie. En dit was ongelooflik hartseer. Dit was iets, ons het in al ons jare, selfs toe ons nou met die in vitro, ons het nooit 'n babakamer reg gekry nie. Met daai seentjie het ons 'n babakamer reg gekry. Wat? So dit was dit is daai teleurstelling want jy het dit visualize, jy het dit gesien. Dit was klaar jou droom. En dan dit om eintlik net
geruk te word van jou. Ja nee, dit was baie erg. So dit was vir ons 'n verskriklike moeilike tyd van ons lewens en ag dit was lockdown en soos toe ons agterkom dat ons vermoed die stories maak nie sin nie. Op daai stadium het ons net maar gedink iets maak nie sin nie. Kon ons nie eens deurry nog gaan soek nie van waar begin 'n mens. Exactly. En net uitvind waar die meisiekind is okay. Ja. Is die storie waar dat ons seentjie wel dood is met geboorte want nou is ons nie seker nie. Yes. Omdat ons nooit confirmation gekry het nie en ja, dit was baie seer. Die maatskaplike werker het vir ons later in 2020 gesê dit was in November. Sy het altyd gesê wel as dit so is dit die Here se tyd en sy het in November vir ons laat weet dat daar weer 'n mamma is wat ons profiel gekies het. Okay. Alright, ons gaan net so vinnige breek vat want hierdie storie klink vir my ook baie suspek van hierdie enetjie wie se babatjie dit nie gemaak het nie. Ons gaan nou 'n bietjie verder praat. Wat het toe gebeur? Ons gaan net so vinnige breek vat. Ons is nou weer terug. Dis so lekker om saam met Irene vanoggend bietjie te kuier en bietjie haar storie te hoor. Maar ons was nou besig om te praat van hierdie babatjie wat jy sou gekry het en toe is die babatjie doodgebore, maar jy sê toe kies 'n ander ouers jou vir of ander, dis jy weer gekies vir 'n nuwe aanneming. Was dit by dieselfde mense? So dit was by dieselfde maatskaplike werkster. So sy het ons gekontak te sê sy vir ons hierdie mamma het besluit ons kan haar kind aanneem en dat dit 'n dogtertjie is. Dit was in November 2020 en ons is toe ongelooflik opgewonde. Dit was ook soos wow, so vinnig. Ek bedoel ons het nou in Junie 'n baba seentjie verloor, nou is ons weer gekies. As iets wat die mense op daai stadium besef het nie, is dat die ons het nie 'n profiel gehad nie en sy het gesê dat die mamma het ons profiel gekies. Maar op daai stadium wanneer sy vir jou sê jy is gekies, dink jy nie daaraan nie. Ja, Dis unreal en jy's happy en jy's excited en maar ons moet nou dadelik geld oorbetaal sê sy toe vir ons. Ons betaal dit die geld oor want sy moet die mamma vat vir check-ups en scans en al daai dinge. En sy laat weet ons 'n week nadat ons die geld oorbetaal het dat daar komplikasies is. En dat die mamma se die dokter waar hulle was in Pretoria Oos het gesê dat die mamma se babatjie gaan dit moontlik nie maak nie. Maar die biologiese mamma bly hoop, sy bly glo, sy glo haar dogtertjie gaan dit maak en ja, so ja, ons hou aan glo en ons hou aan bid en ja, mens glo dat daar gaan 'n babatjie gebore word. En die maatskaplike werkers het vir ons bietjie later in Desember ek onthou sy die hele November nie regtig veel met ons, toe sy die geldjies het sy nie regtig veel met ons kommunikeer nie. En ek onthou ons is op pad Marelpark toe vir Desember en ek vra toe die 23ste groot asseblief, gee ons net antwoorde, sê net vir ons wat aangaan met die mamma, ons hoor niks van jou af nie, groot asseblief en sy laat weet ons toe, ek dink die 24, wel maak nie saak nie, daar 2 dae later of so, laat weet sy ons, dat die mamma gaan moontlik in vroeg Januarie opgeneem word by Steve Biko, en jammer sy het nie teruggekom na ons toe nie, maar babatjie is maar nog steeds kritiek in haar maag, so dit is maar basies die boodskap wat sy vir ons los. So ja, mens gaan deur daai feesseisoen en jy is die hele tyd in die lig, want jy weet nie wat gaan aan nie, jy hoop en jy bid, maar jy is nie seker wat die Here vir jou beplan nie. Maar ek het nog altyd hierdie rustigheid rondom my, want jy weet dat as jy kind van die Here is, dat ons bid dat alles sal volgens sy wil uitwerk. Sodoende kom Januarie en ons is die hele tyd opgewonde om te hoor, is mamma nou opgeneem, hoe gaan dit met mamma en baba? Ja, en ons word toe, ek dink eers bietjie later in Januarie weer van haar af, en sy sê vir ons, okay, sorry, sy was so stil, sy was op vakansie, maar sy is nou weer terug. En die Februarie, die 18de, laat weet sy ons dat die mamma geboorte gegee het, en dat die mamma oorlede is met geboorte, in hierdie geval. Dit was dramaties. Ek het so gehuil oor daardie. Sy het nogal op Facebook 'n post gemaak om te sê dat die mamma oorlede is en sterkte aan die mamma se gesin of se familie haar male. En ja, die babatjie is nou nog besig om vir haar lewe te veg. Want die babatjie is nou sonder 'n slukdarm gebore en wat is wat sy vir ons sê. Ja. En
ons stories begin toe nou net nie meer sin maak Jene, nie. dis nou al die Dit hoeveelste keer. Wel, Ja. dit is nou ons tweede keer, maar iets maak nou net nie van sin Ja. nie. En in Februarie, dat weet ek al, luister, ons vertrou nie meer jou stories nie. Iets maak net nie sin nie. En ek begin Steve Pico bel en ek vra of hulle luister, was daar mamma oorlede op daai dag? Hulle sê vir my nie. En toe begin ons agterkom, hierdie was 'n storie, so ons dogtertjie wat, ons het baie gehuil oor die seentjie en oor die dogtertjie op daai stadium, maar ek het dit nou so verwerk, want ek besef dat veral die dogtertjie was 'n Kasperkind. Ja. Dis nie, die kind het seker bestaan, maar nie vir ons nie. Dit is 'n kind wat sy dalk 'n prentjie vergeverf het vir ander mense, en toe ons net daarvan vertel het dat sy net, ek weet nie, ons kon mislei op daai stadium. Joe. En jy is al klaar so vulnerable. Ja, mense is Kan verskriklik. iemand in Net- iemand se hartseer eintlik dit misbruik om nou wat ook al haar Agenda was. Ja, so dit was baie bitter moeilik en so sy die 2021 in April 20 nee, bietjie later, Yes. net nadat ek toe nou vir die maatskaplike werker sê ons vind daar Ja, iets maak nie iets maak sin nie nie. sin nie. Toe offer sy vir ons 'n seentjie en 'n dogtertjie wat in Kilnerpark by 'n kinderhuisie is. En die boetie is 2 en die dogtertjie is 5. Ag, en 'n mens raak weer so opgewonde want die boetie en sussie gaan nou vir ons perfek wees. My hart het so verlang om net 'n mamma te wees. En ons gaan kuier vir hierdie 2 kiddies en ons spandeer tyd by hulle, gaan kuier weer, spandeer weer tyd, seker vir 3-4 kuiers. En op 'n stadium is die maatskaplike werker van daai kinderhuisie daar. En ek onthou ek en my man gaan sit die dag na kantoor en ons vra vir luister, gaan nie die kinders aanneembaar wees want ons wil nie weer pleegsorg doen nie. Sy sê vir ons sy glo nie hulle gaan ooit aanneembaar wees nie. Wat? En sy sê toe van die biologiese ouers is te betrokke by daai 2 kinders. So hulle kom kuier gereeld, hulle wys nog steeds belangstelling in hulle kinders, so die kanse wat hulle ooit gaan opgee, hulle kinders gaan opgee vir aanneming is nie daar nie. Sy glo nie dit gaan gebeur nie. En ja, ek onthou nog hoe skakel die maatskaplike werker, ons maatskaplike werker, en ek sê vir haar dankie, maar nee, dankie. En sy vra my hoekom nie, en ek sê vir haar, want die maatskaplike werker sê die ouers gaan dit nooit afteken nie. En sy sê vir my, moenie worry nie, ons het planne, ons kan maak daai mamma afteken. En Dit klink ook klaar. ja, nee, en ek sê vir haar, dankie, maar nee, dankie, ons gaan hierdie boek toemaak. En daai het gebeur eintlik net nadat ek haar uitgevang het en ek het begin om kontak te maak met soos die verskillende mediahuise en Carte Blanche het ons kom sien en huisgenoot en so, en toe dit het nog nie eens gepubliseer of gewys nie, maar ek dink sy het iewers daarvan te hore gekom. Toe het sy die seentjie en dogtertjie vir ons geoffer en toe sê ons dankie, maar nee, dankie. En toe begin Carte Blanche, wel die Hawks raak toe betrokke en hulle begin toe ondersoek indoen op hierdie dame. En ja, en toe dit nou in die lig is in die huisgenoot storie van ons kom uit. Dit was 'n donderdag aand, toe kontak daar iemand my op Facebook. Maar baie laat die aand, dit was in Junie, so was ijskoud. En ek lê in die bed en hier is iemand wat op my WhatsApp Messenger stuur en sy sê vir my nee, het ons al reg gekom met 'n kind. En ek dink dit is hierdie einste maatskaplike werker wat my probeer 'n fake profiel opmaak of so. En ek sê vir haar nee, nog nie, en sy sê vir my wel sy dalk vir ons 'n oplossing. En ek is nou unreal. En dit is 11:00 die aand of 12:00 die aand en ek slip daai die kamer uit vir die honde maar vir 'n piepie, my man nee en Dudu. En ek bel toe die nommer wat die vrou los. Kom eers by 'n persoon wat nie so nommer dit is nie, amper 12:00 die aand. En sy sê vir my, die ou sê vir my nee, ek het die verkeerde nommer. En ek stuur vir haar sorry, verkeerde nommer met 'n vraagteken en sy stuur toe net een nommertjie wat sy verkeerd gehad het en ek bel toe weer. En die tannie antwoord toe nou. En sy sê vir my sy ken 'n dametjie wat swanger is en die dametjie het haar gevra om te help ouers soek vir haar kind. Ag, en daardie is ek soos net tot rus dit. Ek sal nooit vergeet nie daaraan toe ek daar buite loop. Ek het nou nog hoendervleis. Jy is altyd jy is altyd waaksaam of jy is skrikkerig vir wat mag gebeur.
maar jy wil glo en jy hou aan vasglo dat jy nou gaan mamma en pappa word. Yes. En ek en die tannie praat vir lank en ek verduidelik vir waar ons is en dat ek die maatskaplike werk ontbloot het en sy sê Jonie, hulle het dit gesien, maar sy het dit eers na die tyd gesien. Sy het met iemand by haar kerk gepraat. En die dametjie sê toe vir haar, of die dametjie share een van die huisgenoot storie en sy sien dit toe. En die Here sê toe net waar dat hierdie is die ouers vir daai kind. En die tannie kry toe onderwys om kom te doen en ja, sy kontak ons toe en die Vrydag toe maak ek kontak met die biologiese mamma. Ek het toe nou nog niks vir my man gesê nie. Yes. En ek maak toe kontak met die biologiese mamma en die biologiese mamma is op daai storie in die Kaap. En sy sê vir my, ja, sy wil haar kind opgee vir aanneming. En ek begin toe gou 'n boksie bymekaar maak want dit is Vadersdag daai Sondag. En ek wil my man verras. So ek moet eers seker maak wil die biologiese mamma regtig haar kind opgee vir aanneming. Die mamma sê vir my ja, sy wil regtig. En sy weer is 'n dogtertjie en sy is due in Augustus. Dis nou Junie, so dit is om die draai. Dis nou baie vinnig. En so dis nou middel Junie toe sy dit vir my sê en dis mos nou Vadersdag daai Sondag en met die Vadersdag gaan my man af salon toe en hy gaan kyk dat alles reg is by die salon. Ons is al pad om die salon te verkoop, so einde Junie sou ons die setels oorhandig. Ek kan nie dan nie, die krag het afgegaan of iets en hy gaan kyk dat iets reg is by die salon. En ek kry gou die boksie reg en ek sit hom daar op die tafel en ek sit my foon op rekord en nou laat hy hierdie boksie oopmaak en sien. Maar ek sit 'n hondejasie bo-op. Die baba goed onder dan ek het die hele tyd van gesê gaan ons nog 'n joggie koop. Ja. En hy maak die boks oop en hy sê gaan ons nog 'n joggie kry en ek sê ja my liefie nou tel dit toe op en hy maak dit die papier oop en hy begin toe die goeder sien. En hy vra my regtig my vrou, ek sê regtig. Hy sê is jy ernstig? Ek sê ja, hy vra my is al regtig aan mamma. Ek sê ja, ons regtig. Ek het self met die mamma gepraat en ag dit was net so amazing om te sien hoe sy emosies net dis is so unreal, dit is jy wil dit glo maar jy is nie seker nie want daar was soveel teleurstelling. Ja, al die teleurstelling waardeur ons is nie. En ons vlieg 2 weke na dit, so einde Junie op, gaan ons met die mamma vat haar vir 'n scan en daar begin ons pad. En ek onthou nog haar eerste aand ons die mamma ontmoet, wys sy vir ons 'n video en sy sê in hierdie video is 'n dametjie en haar partner wat vir haar die biologiese mamma sê hulle is so jammer, hulle het gedink hulle gaan haar kind aanneem en hulle is so jammer om te hoor sy het ander ouers gekies. Maar sy was so geskok want sy het nie geweet dat haar kind so na die ouers so gegaan het nie. En ja, ons was net so geskok uit die blou uit. Ekskuus, want een van die ouers was op die lyste vir die Hawks wat met my gepraat het oor dat hulle vir 'n kind gewag het. Ons het nie geweet is daai kind nie. En wat gebeur met aanneming? Die biologiese mamma het altyd die keuse eintlik na wie toe haar kind gaan. Daar's sy. Yes. Maar daar is 'n baie groot proses wat gevolg moet word. So met aanneming, jy moet basies eers goedgekeur word om aanneemouers te word. Dit is 'n hele jy kort 'n police clearance, jy kort 'n form city, jy kort 'n klomp dinge om goedgekeurde ouers te word. En ons het nou klaar deur daai proses gegaan vir 'n maatskaplike werker. Maar ons kry dit maatskaplike werkers in die Kaap wat kan help met haar aanneming op daai stadium want sy bly mos nou in die Kaap. Ons trek sommer Kaap toe vir 'n ruk. En ons bly sommer in die Kaap op daai stadium en ons staan die mamma by en ja, dit was omtrent 'n pad om te stap. En toe nou het daar nou al closure toe gekom met hierdie ander maatskaplike werker op daai stadium, toe was dit nog hangende. Ja, dit is nog steeds hangend. Yes. Maar dit is alhoewel hangend, maar op daai stadium as jy nou weet jy gaan mamma word, is dit asof jy al daai goed net agter jou sit want ons het so bitter lank gewag. Ja, want jy werk nou met 'n maatskaplike werker wat actually nou legit is. Ja, en hulle werk doen en dit gedoen. Ja. En ja, so ons het saam met die mamma op pad gestap. Ek onthou Isabella ons dogtertjie moes gebore gewees het einde Augustus. En sy besluit toe nie, sy bly in daai maag tot die 2 September toe. Ons vat hierdie mamma einde Augustus botaniese tuine toe, laat haar stap. Ons reël vir haar is 'n klas wat sy moet vinniger in lywer ingaan en sy gaan nou natuurlik geboorte gee en ag dit was omtrent 'n storie, maar ja, dit is wel die 2 September gebore omtrent 1:00 die middag.
Dit was niks. Dit was ultimately ons begin van ouerskap. Dit was ordentlike begin. En ek het nog nooit my man gesien so emosioneel raak soos die dag toe ons dogtertjie gebore is nie. So dit was baie spesiaal omdat ons aangeneem het mag ons nie in die hospitaal gesit het of gewag het of so nie. Soos buite in die kar gewag. En ons het verskriklik gehuil die dag toe sy gebore is. Maar happy tears of finally, dit is ons baba en ag ja, dit was baie special. So Isabella is die 2 September die middag gebore, dit was 'n Vrydagmiddag. Maar sy kon nie uit die hospitaal uitgekom het nie want die hospitaal se pediaters en so was al klaar weg of huis toe teen die tyd wat sy gebore is. So toe was sy in die hospitaal bly tot die maandag toe. Dit was baie erg. Maar jy kon seker al gesien, hè? Glad nie, want dis aanneming. So die kop is nogal baie streng met aanneming. Ja. En die mamma het dit nie declare in die hospitaal nie, want anders sal dit is 'n baie meer ingewikkeld. Ek verstaan, yes. En ja, toe so ons het nog glad nie, ons het fotootjies van haar gesien en 'n videoetjie of 2, maar ons kon nog nie self sien of vashou tot die maandag toe nie. Yes. En is eintlik special dat jy actually 'n verhouding toe het met die mamma. Biologiese mamma, ja. En ag, die biologiese mamma is 'n baie dierbare mens. Sy's van die begin af baie volwasse met die volwasse en baie emosioneel sterk teenoor die besluit wat sy geneem het. Bedoelend, sy het my nooit uncomfortable laat voel nie. Sy het nooit sy het regtig het van die begin af baie goed hanteer. Baie sterk mamma, as ek dit so kan sê. So sy het swanger geraak. Dit was haar eerste kind en sy was maar net nog jonk en sy het nie op daai stadium 'n support structure gehad nie. Sy was maar ek wil sê 'n bietjie verlore in die lewe wat dit aanbetref, maar sy is nog steeds 'n mens met 'n goeie hart. Ja. So ja. Maar is sy nog steeds betrokke? Sy is foto's vir stuur en so aan. So Isabella is toe nou gebore en ons bring toe vir Isabella huis toe. Sy 4 dagies na geboorte. En ons is anyway toe nou op daai stadium van plan om Kaap toe moontlik te trek. En met die kom ons na huis toe en ons gaan begin oppak en so en 'n maand want 'n biologiese mamma het 60 dae om haar mind te change. Yes. So Isabella is die 2 September gebore en die mamma het anyway eers soos die 15de September die ding geteken, so dan begin die 2 maande eers. So die 2 maande in haar geval eindig toe nou eers in November. En die biologiese mamma gaan toe in Oktober en sy het 'n mamma en 'n pappa. Sy is ook snaaks genoeg 'n aanneemkind. Ja. En sy is op 7 jaar aangeneem die biologiese mamma en sy was by Staatshospitaal sy geboorte gegee, maar sy was eintlik onder medies want haar ouers is onderwysers, so dis Jens medies of so iets. En toe ons het die hele tyd die maatskaplike werkers het ook die hele tyd vir haar probeer aanmoedig, praat met jou ouers, verduidelik vir hulle jy is swanger. Stap 'n pad saam met hulle ook in jou besluit en sy het dit nie gedoen nie. O my. En hier kry die weer Annie mamma staat om te sê sy het geboorte gegee in hospitaal deur die James medies. Daai mamma was in sulke skok. Ja, want hulle sal sê ek sal die kind seker groot maak. Hulle het. En ek onthou die biologiese mamma, ek sit nogal by my salon wat ek op daai stadium verkoop het en ek's besig om 'n pedicure te doen. En die biologiese mamma skakel my en sy het my nooit gebel nie. Ons het altyd op WhatsApp gesels en so aan. En sy skakel my en sy sê vir my luister, my ouers het uitgevind, maar moenie worry nie, die kind is nog steeds jealous en ek gaan nie my mind change nie. So jy daai ruste of jy daai geruste hart op daai stadium, maar jy is nog steeds nervous want enigiets kan gebeur. En ek sal nooit daai middag vergeet nie. Dit was ook 'n maandagmiddag. Dit was 'n Vrydagmiddag en nee, dit was 'n maandagmiddag, sorry. En hier skakel die maatskaplike werker my bietjie later daai middag en sy sê vir my dit was 6:00 die aand. En sy sê vir my het ek gehoor dat die biologiese mamma haar aanneming wil terugtrek. Ja. Dit was my pa. Dit was ek was vreesbevange. Ek het daai hele aand nie 'n oog toegemaak nie. Ek het my oë uit my kop uit gehuil. Ek kon net nie op huil nie. Ek wou amper nie eens ons kind kyk nie want ek so bang.
Sy word verlore, want jy het vorige keer al pleegsorg en jy het al daai pyn ervaar om baie te sê vir daai lyfie wat jy so lief vir het. Dit was baie erg. En ek onthou ons het 'n fotoshoot by 'n baie populêre plek fotografie in die Moed. Ag en hulle doen amazing shoots. En ek het altyd vir my man gesê as ons eerste kind kry, gaan ek 'n fotoshoot by die mense boek. En dis die Dinsdagoggend. So ons het die Maandag uitgevind dat die mamma kan terugkry en die Dinsdagoggend toe met ons gaan vir die fotoshoot en ek kom by die girl wat altyd my make-up doen en toe ek stop dis vloei die trane. En ek sê vir Candace, sê asseblief vir die vroue by die fotostudio dat ons dit gaan maak nie, want ek is heilerig, ek gaan nie eens kan smile nie. En ek onthou sy bel die vrou, dit is sy cheese, Ellen, en sy sê vir luister hierdie Irene se emosioneel. Sy kan nie eens make-up doen nie want die trane rol so. Ja. En sy stuur nog vir my 'n ekstra ietsie net om op te touch en so van Ellen en sê dit vir my, luister die girl, jy gaan optog vir die fotoshoot en jy gaan smile en jy gaan aangaan en oor 'n jaar gaan jy terugkyk en jy gaan dankbaar wees jy het dit gedoen. Sjoe. En ons daag op in die studio en ek sê daai hele fotoshoot deur heilerig en gemeen stres want enigiets kan gebeur. Ja. Ag en ons sy neem die mooiste foto's van ons en Isabella en sy moes baie breuke vat want obviously is dit ek huil tussenin en op 'n stadium waar die maatskaplike werkster my weer en ek praat amper 'n halfuur plus met haar in hierdie foto session. En sy sê net vir ons dat die mamma tot die donderdag gegee om 'n finale besluit te maak. Ja. Want hulle het haar nou gaan sien. Die biologiese mamma nou Karel op daai stadium en die Karel wat sy gehoor het was nie die pappa nie. So hulle het haar nou gaan sien en sy het vir die biologiese mamma gesê sy het tot die maandag tot die donderdag om haar mind op te maak. En ja, so jy hoop nou maar en jy bid hard en jy ja, maar die biologiese mamma kontak my toe. En sy sê vir my sy sal voortgaan met die aanneming, maar sy wil sekere kondisies insit sodat met 'n kontrak in plek wees. Ag, daar was ook ek was vreesbevange toe ek dit ook hoor, want die realiteit is ons wil aanneem en ons wil vir die kind die beste toekoms gee. Ja. Ons het nou al klaar pad met Isabella gestap vir basies 'n maand. Yes. En sy is vir ons al klaar ons alles. So jy is vreesbevange dat die mamma dit gaan probeer beheer die hele tyd. Ja. En sy sê vir ons luister, sy gaan 'n prokureur kry om 'n kontrak op te maak. So Yes. jy Jogg, Irene, dit is so, mens lewe so in jou storie in, maar ek wil nie ons moet net goue breek vat en dan gaan jy vir ons 'n bietjie verder vertel want die storie stop nie hier nie. Nee. Julle moet hold on to your hats, so ons gaan goue breek vat en dan kom jy gaga weer terug. Laat ons verder hoor wat het toe gebeur. Baie welkom julle. Ons is weer besig om te praat hier met Irene. Sy is besig om vir ons te vertel van hierdie pad wat sy geloop het toe sy haar eerste dogtertjie aangeneem het. Okay, so nou sit jy in hierdie posisie en die ma wil nou moontlik hierdie kind terugkry, maar nou sê sy okay, ek gaan nou die kind weer gee, maar nou moet jy hierdie kontrak teken. Vertel ons wat het toe gebeur. Ja, sy sê, jy is very nervous. Ons is baie nervous as sy van sê dat sy 'n familielid wat 'n prokureur is en die gaan nou vir ons 'n kontrak opstel. En ek onthou, ek en my man is super nervous. Ons begin vir prokureurs soek wat ons gaan teenwoordig. En mense is nervous en jy begin Google wie die prokureur en die dometjie bel my toe. Die prokureur wat 'n familielid van hulle is. En sy sê vir my, sy het 'n bietjie na my Facebook profiel gaan kyk en sy voel die kind is by die regte gesin. En dat sy voel dat die biologiese mamma wel die regte besluit geneem het en dat ons kan seker goed in die kontrak of goedkeur of nie. Dit gaan 'n kontrak wees wat voordelig is vir ons meisiekind. Daar's sy. En ja, met die is die kontrak regtig vir ons baie voordelig in baie opsigte. So die biologiese mamma kan ons dogtertjie 2 keer 'n jaar sien met ons teenwoordigheid en wanneer dit ons pas en haar pas. So sy is mos al van die begin af baie respekvol wat ons aanbetref en die feit dat ons Isabella se ouers is. En
Sy sal altyd sê wanneer ons nou ontmoetings het, want sy sien nou Isabella nog steeds 2 keer 'n jaar. Dan sal sy byvoorbeeld sê, gaan na mamma toe, gee vir jou mamma 'n drukkie of hier sou tannie het vir jou ietsie gebring. So sy is baie volwasse wat dit aanbetref. En ja, sodoende dit was in Desember die jaar na Isabella se geboorte, die 2 September 2022. So dit was toe nou 2023 se Desember. Die 16de Desember is ons by die huis en Isabella is al 15 maande oud. Ag julle. En ek is besig om vir haar ontbyt te maak. En hier kry ons 'n oproep uit die bloute uit van eintlik 'n Facebook boodskap van 'n dametjie wat saam met Mark op skool was. En sy vra luister, sal ons nog 'n kind wil aanneem, want die dametjie wat laas jaar swanger was met 'n dogtertjie is nou weer swanger met 'n seentjie. Nou die jaar Isabella gebore is, het die dametjie se mamma ook kontak gemaak met my skoonma of haar vriendin en gesê dat haar kind het 'n dogtertjie en die dogtertjie is gebore, wil ons die dogtertjie aanneem. En ons sê toe dankie, maar nee dankie, want ons weet hoe ons nou Isabellaatjie kom. Ja. En ja, so toe sal mamma nou weer swanger, die biologiese mamma die jaar na die 16de Desember, toe bel die biologiese mamma ons en sy sê vir ons, sy my kind is weer swanger. En ek sal pad, ek is op die vliegtuig, ek gaan vlieg op vakansie en toe behels sy my nou en sê sy is in kraam. Wil julle kind aanneem? Dis vinnig. Ja, want ons verwag glad nie. Dis onthou, ons is so nervus, ons weet nie waar om te begin nie. Ja. En sy sê, asseblief kan ons die mamma gaan help, en sy is in kraam, en as ons 'n pad wil stap, as ons die kind wil aanneem. En sy weet nie waarmee sy swanger is nie, sy weet niks van, haar kind het dan nie, dan weet sy swanger. En ja, ons het nog nooit die tannie ontmoet, of die dogter nie. Okay. Ons het hulle nog nooit ontmoet nie. En ons ry toe en ons gaan soek na die dogter. Die tannie stuur obviously vir ons haar ID en 2 of 3 foto's van haar en sê vir ons min of meer waar sy bly. En ons klim in die kar en daar gaan ons gaan haar nou gaan soek. Jo. Wel op daai stadium dink ons sy is by Pretoria by Tshwane Hospital, want sy het mos in kraam gegaan. Ons gaan Tshwane Hospital toe, gaan soek haar rond. En almal sê vir ons nie, daar het nie so cool daar opgedaag nie. Ons wys hulle foto, hulle sê nee, sy het nie daar opgedaag nie. En jy kan haar nie in die hande kry nie, want sy bly toe nou op straat. So sy het nie 'n nommer nie. Sy bel altyd van iemand anders nommer af. Ek bel toe die nommer wat die ma gebel het, daai nommer, en ek vra toe vir die ou, hy antwoord en ek vra vir hom, luister, waar het jy Chantal gesien? Is sy okay? Hy sê vir my, ja, Chantal van sy nommer afgebel, en die mamma, Chantal se mamma het geld na hom toe gestuur wat hy toe vir getrek het, soos ge-e-wallet om by die hospitaal uit te kom. En die ou sê vir my, hy weet dat die girl bly nou agter die Shoprite in Pretoria West, Bougainville sentrum, dink ek, net daar agter bly sy op die, dit is 'n klomp, soos 'n wit plakkerskap. En ons gaan so doen, ek onthou ek en Isabella sit in die kar, en my man gaan in die wit plakkerskamp in. En die ou stop hom daar en vra hom, wie soek jy, wat soek jy? En hy sê nie, hy soek vir Chantal, en sy is 'n lang meisie, en sy is swanger. Hy sê, wel, gaan sit in die kar, want hulle gaan jou rot en kool steel hier. Ja, ons sal haar laat roep. Maar ten minste wil hy julle help. Ja. Marco kom terug kar, ek sê, wat gaan nou my neefie? Hy sê, nee, die uit ons gewaarsku, ek moet in die kar kom sit en wag. En hy kom te sit daar en wag, en seker so 10 minute, 15 minute, maar daai 15 minute voel soos 2 ure wat jy wag. Ja. Kom Chantal daar aangeloop. Baie lang meisie. Eintlik 'n baie mooi meisie. Obviously, lyk sy baie verwaarloos omdat sy op straat lewe, maar jy kan sien sy is baie lank, sy is mooi, sy is maar sy lyk nie eens op daai stadium vir my swanger nie. O my jene. As sy swanger lyk sy dalk 3 maande, dalk 4 maande, ek weet nie, want dit lyk nie. Maar jy gesoek haar eintlik al in die hospitaal, want sy's nou op kraam, nee. Sy lyk dalk 4 maande swanger, nee. En ek onthou, ons klim uit die kar uit, ons ontmoet haar, en hallo, ek is Irene, en dit is Marco, en jou ma het ons gebel, en ja, ek hoor jou water het gebreek. Sy sê, ja, ek sê nou, maar hoekom is jy dan nou nog hier? Sy sê, nee, ek sê, laat ek raai. Ek het jou vir jou ma gejok om geld te kry. En sy sê vir my, ja, en ek vra toe vir wat se dwelms gebruik sy, of op wat is sy? En sy sê, sy is op crystal meth onder andere.
en 'n hele paar ander dinge en ja, so jy weet nou maar dit is en ek vra vir is sy swanger? Sy sê vir my ja, sy is swanger. Ek vra vir hoe weet jy is swanger? Sy sê sy weet net want hierdie is nie haar eerste kind nie. Sjoe. Dis is okay, hoeveelste kind is die? Sy sê nee, dis al 4de kind waarmee sy swanger is. Ja, jy's heeltemal verbaas dat sy nou al toe nou swanger is met haar 4de kind. Maar jy weet ook nie of jy regtig kan vertrou wat sy sê dat sy regtig swanger is nie. En dit was die 16 Desember, dis 'n vakansiedag, dis 'n Saterdag. Die Sondag is die 17 Desember. En ons ek begin plekke bel om te hoor wie kan scans doen op 'n Sondag. Liewe jou. Want waar kan ek afvat? Ja. En ek kry 'n plek in Pretoria Noord, dat is hulle kan Sondag doen, maar hulle vat nie appointments nie, dis walk-in en is R650, dan kan jy nou bring. Dit is wat dit is. Ek reël toe met die girl, ons stel jou môreoggend op. Asseblief wees hier, dis nou die Sondagoggend, ons sal so 9:00 wees, en dan het jy op en vat as jy vir 'n scan. En ek onthou ons kom die Sondagoggend daar, so besig as daai plekkie Saterdagmiddag was, met al die mense daar in die Witblokkerskamp. Dit is stoepstil daai oggend, dit is 'n dooie land. Jo. Dit is al gaan niks aan nie. Ja. Nee, en ek onthou my man gaan staan by die brug, want sy bly daar onder die tent onder die brug, of in 'n tent onder die brug, en ek onthou hy gaan staan daar en hy roep, en sy reageer nie, niemand kom uit nie. En so 9:30 by sy ons gaan na maar ry, en ons gaan deur na my man se ouma toe, en ons is nogal hartseer, ek sê nogal vir my man op pad na ouma toe, ek sê, ag my liefie, ek dink hierdie girl gaan ons net op 'n ruilhuis sit, dalk moet ons net weer kontak met hom maak, en ons gaan net aan met ons lewens, ek wil nou nie, Dis baie complicated ja, hierdie dit voel as wat baie complicated gewees, so dalk moet ons net die deur toe maak, en obviously los ek my nommer met haar, die Saterdag nou, dat sy kontak kan hê met ons, want ons kan nie kontak met haar hê nie. En so gaan die tyd verby, hoor niks van haar nie. Ek laat weet ook al ma dat sy is nie in kraam nie en sy lyk nie regtig my verswanger nie, so ek weet nie regtig wat gaan aan nie. En met die 23 Desember kontak die girl my weer. En dit was daardie aand, omtrent so 10:30, en sy skakel van nommers af wat soos 'n karwag se nommer of so, dis sy het mos nie haar eie nommer nie. En sy sê nee, sy en die biologiese pa wil ons sien, hulle wil groot asseblief met ons praat. En ek sê, maar hoekom wil jy met ons praat? Want jy weet ons wil waaroor wil jy praat, want jy weet ons wil die kind aanneem as jy wel 'n kind kry. Jy weet ons gaan julle nie betaal vir die kind nie, en jy weet ons gaan die regte prosesse volg. So wat wil julle oor praat? Dis is nie, hulle wil net met ons praat. En ons het toe nou nooit daar opgedaag nie, want dis in die feestyd van die Desember. So, ons is by familie die 24ste en die 25ste en die 26ste is ons nog by my man se ouma, en daai 26ste die oggend, of die 27ste ry ons deur Marlotpark toe. Ja, die 27ste die oggend ry ons deur Marlotpark toe. En die 28ste die oggend, ek lê toe nou 'n bietjie laat, en my man kom na in die kamer in, en hy sê vir my liefie, jy het al 5 missed calls van die girl se ma af. En ek is, wat? En hy sê, ja, 5. En ek gaan toe nou in Belgarie tannie en hoor hoekom soek sy ons, en sy sê vir my, geluk, julle is ouers van 'n seentjie. En ek is dis unreal. Jy kan dit nie glo nie, want verstaan, as jy nog 'n kind was nog nie eintlik 'n realiteit nie. Want ek het gedink, as hy swanger is dit dalk Maart of April. Ja. Sy was baie die volgende jaar, omdat sy so klein gedra het. Ek het gedink, die babatjie gaan dalk in 2024 gebore word, maar wat, hierdie kind is toe nou gebore. En ek is tannie, weet tannie, is dit 'n seentjie? Nee, sy weet nou nog nie of dit 'n seentjie nie. Ek vra vir tannie, weet tannie, is dit 'n seentjie of 'n dogtertjie? Sy sê nee, sy weet nie. Sy het net gehoor 'n kind is gebore, en sy gaan nou hospitaal toe, dan gaan sy gaan kyk. Want ons is nou maar op park, en sy gaan toe hospitaal toe, en dit sit ons nou 'n bietjie later daai middag bel. Ons is besig om ontbyt te eet by 'n restaurantjie, en sy bel toe en sy sê toe, geluk, hier was jy 'n seentjie, en sy het nou foto's van hom geneem, en sy sê toe hy weeg toe op daai stadium 2.5 kilogram. En hy het septisemia. So nou klaar worry jy, want die kind is siek en hy kry erg onttrekkingssindrome. So wie is nou van die dwelms en alles. Ja, en die feit dat jy bereid is om so 'n kind aan te neem. Ag, dis nie eens 'n grace of God, nie? En ek weet ook julle het al baie gehelp, dan het julle hierdie vol gedoen en daai vol gedoen. Julle het baie
Ja. Yes, nou obviously Ja. toe die presies aan die gang is, dan Ja. het sy nou 'n ID nodig gehad, dan sy nog wat vir 'n ID. Ja. En so dit is toe nou wat dit nou in 2024 was ons pad baie om haar as 'n Yes. mamma by te staan, Ja. waar ook ons kan. Ja. Maar ook ons kan nou nie vir geld betaal so nie, maar ons kan haar altyd help. Ek kan vir haar klere gee, kan vir haar kos gee. So dit het ons gedoen. En ja, dit is Boetie nou gebore en Boetie was eintlik van die begin af nie veronderstel om in ons sorg te wees nie. Die hospitaal het hom of die maatskaplike werkers het hom in die ouma se sorg gesit, want Rata is die plek se naam. Yes, Rata daar's mos nou organisasie. wette en goed. En hulle het hom toe in die omtrent ouma se sorg gesit omdat die ouer Boetie daar is en ons is toe nou nie volgens Rata is die kind nou nog nie aanneembaar op daai stadium nie. En die ouma kan nie vir hom sorg nie. Sy bly in 'n een slaapkamer of 'n twee slaapkamer woonstelletjie. Haar oudste kind bly by haar en haar kleinkind. Ja. So sy's 'n enkel ouma. Sy kan nie nog vir Milan ook sorg nie. Ja. En Milan begin toe dadelik by ons bly. En dit is vir ons baie belangrik om die kinders van 'n vroeë ouderdom af Ja. te hê. Vir ons het ons dogtertjie op 3 daggies gekry. Ons het Milan op 8 daggies gekry, wat hy al van 8 daggies af by ons is. Ja. So daai koneksie wat jy met daai kind bou as hulle Daar's so op so hy. jong ouderdom by jou is. Dis baie En spesiaal. ons het toe ontrent geveg om hom aanneembaar te kry. Maar sê gou vir my, het hy nie baie neeweffekte gehad, weet, soos van die dwelms en so. Hy het toe hy nou deur die septisemia is, want Ja. hulle het hom eers gerelease toe hy nou deur sy kursus antibiotika kursus is. En ek onthou nog ek vat hom huis toe, hy was so verskriklik, maar hy was 'n baie lang seentjie met geboorte. Dat toe ek nou by die huis kom en Ja, maar die maas mos nou lank. ja, baie lank. Ja. Dit is abnormaal lank. Joh. Dat toe ek by die huis kom en hy toe weeg hy nou 2.6. Ag, sjoe. En ek speel om sy dokter hou, maar sy boutjies steek uit soos sulke beentjies. Och, Die twee sjoe. pennetjie boutjies. So ag toe weet ons net dat hierdie kind is vir ons meant to be. Die Here het hierdie vir ons beplan. Yes. En sodoende het ons toe nou die ma 'n pad saam met haar begin stap en die ma doen toe nou julle okay. En ons sê net vir Chantal, jy moet asseblief vir ons laat weet as jy na rehab toe wil gaan en jy Ja. en ons sal jou bystaan, maar jy moet eers jouself gaan laat regmaak. Ja. So dis een Ja. van ons voorwaardes want Yes, sy ek kan bedoel nie hierdie is ander al haar kinders 4de kry kind. nie. Ag, En sodoende is Milan toe nou in ons sorg en Milan gaan toe nou goed aan. Ons besluit toe ons gaan 'n herbelpad stap Yes, okay. en ja, ons is Ja. toe nou lekker gesin. Luister, maar dis nou amazing. Nou het jy jou dogtertjie, jy het nou 'n seentjie en dis eintlik nou of die gesin nou vol is. Maar toe gebeur daar weer iets. So ek gaan net gou 'n breek vat en kom terug en hoor nou wat het toe nou verder gebeur. Want ja, die storie hou nog nie op daar nie. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Joeg, hierdie storie raak net al hoe meer interessant van Carte Blanche en hoe die Here elke keer bonatuurlik vir jou hierdie 2 kindertjies gegee het. So toe het julle seker nou, ons gesinnetjie is nou vol of wat het toe daarna gebeur? Vertel ons 'n bietjie. So ons is toe nou ons middel of Milan op daai stadium. Hy het toe mos aantrekkingssimptome gekry en ons begin toe herbelroete met hom stap en daar is hy oor dit. As hulle so 4 tot 6 maande oud word dan ontgroei hulle die onttrekkingssimptome. En ja, ons vat hom ook nogal vir al sy inentings en op die 6 maande en ek weet nie of is dit omdat hy die dwelms ervaar het in die mamma se maag nie. Sien ons hoe hierdie inenting ons kind toe nou agter sit op daai stadium. Maar baie erg. Hy het verskriklik seer gekry met daai inenting. En ja, maar hy het recover en dit was in November daai jaar 2024. Bel die mamma my en sy sê vir my sy is weer swanger. Ek sê, okay. Oh my goodness. Sy vra vir my, ja nee, sy vra vir my, wil ons die kind ook aanneem? Ek sê, nee dankie. Ja. So ek sê vir luister, ons gesin is nou vol, ons het nou 'n seentjie en 'n dogtertjie, ons ouderdom het al eintlik half teen ons, ons wou 4 kinders gehad het, ek wou nog altyd 4 gehad het, maar nee. En sy sê vir ons, okay, dis reg, maar kan julle my help ouers soek vir die kind? Ek vra vir sy seker jy is swanger? Ja nee, sy is 100% seker. Ek het nou al 5 kinders gehad. Hierdie is my
my se kind. Ja. Ek dis okay en ek onthou ons begin toe nou van ons maatjies bel wat lank met infertiliteit sukkel en so en mense en ons vra vir hulle luister wil julle die kind aanneem ons offer die kind nou vir 'n paar mense en eers is die een kappel verskriklik opgewonde en hulle sê toe die Here sê dis nie hulle kind nie en toe is 'n ander kappel verskriklik opgewonde maar hulle is op pad om te immigreer en hulle is al klaar in Nieu-Seeland so hulle is super opgewonde om die kind aan te neem en toe laat weet die departement hulle basies van aannemings dat hulle mag nie die kind aanneem nie want hulle bly daai kant. Yes. So ja en ook omdat die kind siblings het in Suid-Afrika, hulle is maar streng daarop. En met die moes die mense, hulle het eintlik betaal vir die mamma se scan, dis so betrokke hulle op daai stadium nog was. Hulle het regtig gedink hierdie gaan gebeur. En ek onthou my man het nogal saam met die ouma gegaan om haar te vat vir 'n scan. En toe hulle nou vat vir die scan toe het ons gesien dis 'n seentjie, so die mense wat ons nou belang gestel het nou geweet is 'n seentjie en hoe ver swanger sy was. So ons het geweet die babatjie is min of meer due in Januarie. En sodoende maar ons het gedink vroeg in Januarie nie, ek kan nie onthou nie, omtrent die 15de Januarie daar rond. En sodoende kon die mense nou nie meer aanneem nie en ek bel dit daai mens, die aanneemspesialiste in die Kaap. Ek sê luister hier's 'n baba, het julle ouers vir die baba? En hulle stuur vir ons 4 profiele en ek stuur dit vir die biologiese ouma en sê vir haar luister, wil jy help kies? Wil jy kyk? En sy sê nee, kies julle want ek weet wie ek van hou, maar kies julle want julle ek wil graag hê Milan met 'n verhouding hê met die kind. Ons is okay en ons kies die paartjie wat deur verskriklike teleurstelling is. En ag, hulle is opgewonde, maar ek dink hulle het maar altyd hulle hartjies gegaad. En ek onthou Boetie, my man het gaan golf speel die 6de Januarie. En die skole is nog nie oop nie, sê Isabella, Milan is toe nog by die huis. En dit is net chaos. En ek maak toe nou aandete, my man het nie enigiets eet toe hy golf gespeel het nie, hy kom dood honger by die huis. En omtrent 6uur val Chantal van 'n nommer af en sy sê nee, sy's in Krom. Ek daai oggend daai 6 Januarie bel ek vir die maatskaplike werker, ek sê vir voice uit, ek sê vir hulle mooi mens, ek weet seker maak wanneer gaan die mense nou deurkom want ek is so bang die babatjie het julle kontak met Chantal weer gehad of want Chantal mos nie 'n nommer nie. So dit is nou bel en sê sy's in Krom. Toe is ons nou skoon geskok. My man jaag toe nou maar deur. Hy gaan help toe nou maar en kry hom net by hospitaal uit. Daai tyd wik en weeg mense want die mense hulle wil betaal vir 'n bevalling, maar ons het hulle toe nou nog niks gereël nie en daar gaan sy Sepico toe. Markelaar toe af by Sepico en boek haar daarin. En ja, so, ons weet nou daar is darm ouers wat hierdie kind gaan aanneem. Ek onthou toe my man nou afgelaai die maandag, die dinsdagoggend vra ek of hom toe die kinders geskuld is. Maar nie vir seker ons gaan nie die baba aanneem nie, nê? Hy sê van hy is 100% seker, ek is okay. En die dinsdag gaan hy ek het nogal die dinsdag 'n 0 afspraak, ek gaan vir my 0 afspraak en ek onthou my man en die ouma gaan nou deur na Chantal toe en hulle gaan nou die babatjie gaan sien. En hulle stuur my foto's van die kind en ag, dis 'n mooi kind. Ek is so verlief op die foto's op die kind, maar ek weet nou die kind is gedestiny vir mense. En ja, daai ek stuur dit obviously vir die mense wat hom nou gaan aanneem en daai die Dinsdag 6uur die aand toe laat weet hulle gaan nie voortgaan met die aanneming nie. 'n redelike groot skok. Ek wel maatskaplike werkers, ek sê vir almal Jesusientjie, wil julle die kind aanneem? Wie wil die kind aanneem? Ek offer die kind vir die hele wêreld want ons gaan nou nie die kind aanneem nie. En die Woensdag word die mamma en baba ontslaan, so ons moet nou planne maak. En nee, die Dinsdag het ek nie 'n 0 afspraak gehad nie. Die Dinsdag het ons dogtertjie se biologiese ouma kom kuier. Die Woensdag het ek toe nou 'n 0 afspraak. En die Woensdag sit ek vir my 0 afspraak en my man bel en daai oggend weet ek toe nou hy gaan babatjie vir die eerste keer ordentlik seker sien. Maar babatjie lê toe nou nog in neonatal en my man bel my en ek kan net hoor hierdie stem is soos wat hy was met Isabella se geboorte. Ek is my liefie, ons gaan nie die kind aanneem nie. Hy sê kom net hospitaal toe. Waar is jy met jou nals? Ek het soks amper klaar. Die kinders is nou anyway skool toe daai Woensdagoggend en
ja, ek ry toe nou na my naels deur die Pico toe. En ek onthou ek stap in die hospitaal in en hy hou my so vas en ek kan net voel hoe die Heilige Gees ons rap. Dit is net scary. Dit is soos asof die Heilige Gees net vir jou daai rustigheid gee. Ja. En ek is nog steeds nie, ons gaan nie hierdie kind aanneem nie. En hy sê vir my, mevrou, onthou jy wat ek beleef? Die Here sê vir my, hierdie is ons kind. Onthou jy wat ek beleef in die kerk in November laas jaar? Ek is nee my liefie. Hy sê, onthou jy daai 2 mans die storie wat ek jou vertel het? Dit is presies wat ek vandag in die hospitaal gesien het. Nou ons is in November, was ons by die kerk en ons is nuwe lede in die kerk want ons was so lank nie by die kerk nie vir amper 10 jaar en toe is ons nou weer terug by die kerk. Maar ons is seker so 'n maand in die kerk en ons staan so 'n bietjie agtertoe want ons 2 kinders is by ons. Isabella is op my heup en Milan op Marcus se heup. En nou kom 2 mans en hulle hou hulle hande op Marco en hy reageer nie. En ek sê my liefie is mansie en hulle vra kan hulle vir ons bid en hulle bid vir ons. Op pad kaart toe sê Marco vir my nee. Hy het 'n out-of-body experience gehad, dus ek het my nie gereageer het nie. Hy het al regtig nie gevoel nie. En hy het gesien hoe staan hy voor Milan se broeikas. En Milan gee hom so 'n glimlag en half strek sy arms uit na hom toe. En hy is so seker dit was Milan. En dit was net vir hom so amazing om te beleef. En toe hy nou in die hospitaal is, toe sien hy dit met hierdie seentjie. Hy sien toe nou presies wat hy gesien het in sy out-of-body experience. Ja, So dis die visie wat hy sê definitief my nee, hierdie is wat die Here vir hom dit is ons kind. Ek is die hele tyd in denial. Ek is nee, dit gaan nie ons kind wees nie. Dit kan nie. En jy weet my man, hoe werk dit? In ons huwelik as ons albei nie saamstem nie, dan kan dit nie gebeur nie. Ja. So die Here moet dan net vir my ook uitwys, soos hy dit nou vir jou gewys het, want ek het nou nog nie daai bevestiging nee. gekry. En Bobbie word toe nou ontslaan die Woensdag, maar die Here het nog steeds vir my niks gewys nie. En sy doen dit die donderdagoggend, want die Woensdag is hy nou by die huis, Milan en Isabella kom huis toe, en hulle is soos, wie is die Bobbie? En soos, nee, dis nie die Bobbie, dis wie die kind is. En daai volgende oggend is Bobbie toe nou nog by die huis die donderdag, en ek sit nou in werk, en my man sit in werk, en hier kom 'n boodskap deur op WhatsApp, en ons altyd maak hom saam gelyktydig op, en dit sê Matthew 6:33, maar die persoon wat dit stuur, weet niks nie, hulle weet weet niks nie, en in daai hele van die Woensdag tot die donderdag is my gedagtes die hele tyd, waar gaan ons geld kry om na die kind te kyk, hoe gaan ons na die kind kyk, tyd gewys, het ons genoeg tyd, want ons kinders hou ons besig, finansies is 'n baie groot. Ja, want hoe oud is die boetie toe nou? Hy's nog Milan is was hy's 'n jaar oud. En sy is 2 jaar en 3 maande, so dit is crazy. En ons kan dit. Ja, in Matthew 6:33 sê dit, seek first the kingdom of God and all your needs shall be fulfilled. In Matthew lê dan besetkomer mat en ek kyk om so en ek sê, jou naam is Matthew. En toe weet ek dat die Here al jou verwagtinge in die lewe is dalk net 1 baba omdat jy ouer raak en dan 2 en hier uit die bluite uit is hierdie seentjie. Hier seën die Here jou met 3 kinders. En soos instantly lief. Dis iets wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. Jy kan nie daai liefde wat net in daai oomblik wat die Here vir my die woord gee en ek bel daai vrou wat die boodskap gestuur het en ek huil en ek sê vir haar, jy weet nie wat se boodskap jy net gestuur het nie, want ek weet net dat die Here daai vir ons daai boodskap was so meant to be. En daar is ons soos instantly verlief op Matthew en Matthew word net deel van ons gesin. En special. dit was ontrent. Dit was en hy's die mooiste poppietjie. Ek onthou ek het hom gesien net so, ek dink hy was 'n maand of iets. Die rustigste kind. En hy was so mooi. Hy is 'n bittermooi kind. En hy in Milan saam. Ek sê altyd, hoe ek nou daarna kyk, die Here weet presies wat hy doen. Die Here het definitief beplan dat die 2 boeties saam opeindig. En omdat hulle so naby aan mekaar is, dit is dat die 2 boeties mekaar kan support in die lewe, soos dat hulle nou gaan groot word. Want ek dink vir 'n aanneem kind is dit altyd van waar af kom ek, en dit is net vir hulle so special want hulle het mekaar. Exactly. Maar er is een ding wat ek geleer het met die hele journey van kinders en hierdie pad wat ons gestap het met ons kinders. Mens wonder altyd wat is onvoorwaardelike liefde. En jy kan dit duidelik sien tussen ons kinders. Ek bedoel, ons dogtertjie is glad nie bloed van hulle nie, en
daai onvoorwaardelike liefde is iets wat niks en niemand kan koop nie. Dis Sy net is die die Here ou wat dit. sis. Ag, en sy love it. En hoe oud is Isabel nou? Isabella word 4 nou in September. Jylle. So sy's net 'n maand van 4 af Ja. jongs en sy herinner my elke dag sy word 4. Ag my. En dan God. word Boetie Milan word nou 3 die 26ste Desember. So hy is eintlik die 26ste Desember gebore, maar Ja. hy is toe mos eers die 28ste, hy is op straat gebore. Dis hoekom hy september gehad het. Ag, En dis hoekom hy toe nou eers die 28ste Desember by die geregistreer hospitaal was. Ja, of wat? wel by die hospitaal opgeëindig Ja. het. Want hulle het 'n ry gedoen en toe sien hulle die babatjie lê daar en toe het hulle hom hospitaal toe laat neem. Ag, shame. So dit was so die Here het definitief die heeltyd 'n insaai in elkeen van daai kinders se lewens gehad al van maagie tyd af. Yes. So ja, ons is ongelooflik geseënd. Daar's nie 'n dag wat verbygaan wat ek nie vir die Here sê dankie. Dankie vir ons gesonde kinders. Dankie vir ons kinders want ons is ongelooflik geseënd. Ja, hoe dankbaar is mens net vir Dit dit. en nee? die liefde wat hulle vir mekaar Ja. het. Nou, hoe praat jy met Isabella en die boeties? Weet hulle is aangeneem of hoe hanteer julle daai proses? So ons wil 'n baie oop en eerlike verhouding met ons kinders hê. Ons het altyd gesê as ons gaan aanneem, is dit die pad wat ons gaan stap. En dis is, ek bedoel ons loop nou nie meer daai pad met Isabella se mamma dat sy al 2 keer 'n jaar sien. Yes. Die seuns se biologiese ma mag hulle elke tweede week sien. Sy het nou nog nie een keer opgedaag nie want ons het toe laas jaar September pleegsorg vir die 2 seuns gekry. Hulle was van die begin af op vir aanneming. Yes. Maar toe die mamma op die nippertjie haar mind gechange. Wat en so vreemd is. dit was vir ons Ai, verskriklik wreed en dis plaas hulle nou in ons pleegsorg. So ons hoop en bid dat ons Ja. hierdie jaar hulle aangeneem kan kry. Ag, Dit limite mense in baie opsigte as hulle net in pleegsorg is of dit Ja. voel so. Ja. En die mamma het nog nie van laas jaar September tot nou toe enigstens hulle een keer gesien nie een keer nie. So ons sal nou hoor, ons is nou weer in September in die hof en ons hoop en bid dat ons dan daai finale soos Ja. dat ons daai finaliteit sal kry om te sê hulle is aanneembaar. Ja, want dit het ons nie eers oor gepraat nie, want dit is die moeilikheid van so moeilike aanname of aanneming is hof, jy moet hof vir hof, dit ontwrig eintlik jou hele lewe en die pad wat jy bereid is om te loop. Ag en ons sal veg tot die dood vir ons kinders, maar ja, dit is verseker baie challenging. Ons was laas jaar verskriklik baie in die hof. Dit was crazy. Ons was van Februarie tot September maklik 15 keer plus in die hof. Dit was mal. Dit Ja. was in toe hulle nou in September sê die kinders is nou in pleegsorg vir 'n jaar Ja. toe settle dit nou. Ja. So ons sal nou sien in September wat sê hulle, maar dit is verseker baie challenging. Dit is challenging as jy dink jy gaan aanneem en dan gebeur dit nie so nie. Want daai speel maar 'n rol in 'n mens se en ek dink vir ons is dit ietsie wat ons pla want ons dogtertjie is nou reeds aangeneem. Sy is 100% ons en ons van al daai dinge. En dan ons nou die 2 seuns wat half vir ons voel as hulle in die lig hang. Ja. En ons is hulle klaar 100% ons in, maar jy wil hierdie papier moet dit ook Daar is bevestig. hy. So dis iets wat challenging is, maar ons bid vir dit Ja. en ons glo ons sal vir hulle daai want dit gaan moeilik wees as Milan nou groot hulle albei weet ons is hulle hartjie ouers, hulle almal weet dit. Ons gaan ook vir hulle nou boeke maak wat vir hulle elkeen hulle eie storie verduidelik Ag, op 'n dis in 'n spesiaal. kinderboek manier. Yes. Maar dit is maar 'n pad om te stap en ek dink hulle gaan dit baie makliker aanvaar want haar mamma is nog op 'n manier betrokke. Ja. Maar die 2 seuns se mamma's gaan vir hulle 'n moeiliker pad wees om te stap. En ek bedoel albei die mamma's het nog steeds 'n amazing besluit gemaak vir hulle kinders. Dit is ek dink is 'n baie very wise decision vir hulle kinders se toekoms want dit is 'n unfailing love tipe Daar besluit wat hulle sy. geneem het. Dit is 'n unconditional love vir hulle kind want hulle wil vir hulle kind 'n beter toekoms gee. So ek sal enige mamma aanraai wat swanger is, as dit voel asof die wêreld teen jou is, moet asseblief nie 'n abortus oorweeg nie. Daar is tonne ouers wat 'n kind wil aanneem, wat enigiets sal gee om net 'n kind te kan aanneem. Joh, wat 'n mooi storie. En weet jy wat? Ek het op 'n stadium by New Birth gewerk. Ek dink hulle naam het nou Crossroads. Ek dink dit het verander. En Abba Huis was ook nou betrokke by dit, maar wat ek wil sê is vandat ek daar betrokke was,
is dit of jy jou hele perspektief verander as jy byvoorbeeld 'n tienerswangerskap sien. Waar voorheen sal mense nie dat ek nou ooit dit gejudge, maar mense is judgmental oor 'n tiener wat swangerskap is. Ek wil hulle omhels. Jy wil 'n drukkies gee en sê dankie dat jy lewe gekies het. Al hou hulle nie daai baba nie, want soos jy sê, that is unconditional love. Is daai lewe wat hulle kies. Ja. En daai lewe, ek bedoel in al drie ons kinders. As daai mamma sê daai lewe gekies het nie, as 'n mens nou kyk hoe lief hulle vir mekaar is en hoe lief hulle vir ons is. Dit is regtig, dit laat my baie keer dink aan wat my pa my geleer het. Dat dit is glad nie bloed wat ons familie maak nie. Dit is liefde. Dis die liefde van die DNA van Christus. En dis al wat dit is. En ek leer my kinders, hulle bid in die aande dan sê hulle vir die Jesus, dankie liewe Jesus dat ons jou oogappeltjie is. En dis my so, dis wat dit waar maak. Hulle het dit met hulle hele hartjie met glo. As ek ander kinders vra wie se oogappeltjie is jy, dan sit gewoonlik my mamma of my pappa sin. Ek het 3, so hulle weet hulle is die Jesus se oogappeltjie. Hoe special is dit? Maar ja. Jene Irene, ons gaan net so vinnig dit breek maak en dan gaan ons net gou-gou afeindig met hierdie dit was so 'n mooi storie, maar ons is nou weer terug. Hierdie storie, ek dink almal het op die punt van hulle stoel gesit om hierdie storie te luister, maar hoe wonderlik kan die Here jou gebede beantwoord? En soms kom dit ook glad nie soos wat ons gedink het dit gaan wees of dit gaan lyk nie. Maar aanneming is seker een van die wonderlikste geleenthede om vir 'n kind liefde te wys en vir hom 'n huis te gee wat hy dalk nooit sou geken het nie. Natuurlik is dit ook iets wat mens moet deurwerk om seker te maak by die Here of jy dit moet doen en ek dink ook dit is daai grace wat die Here vir jou gee om hierdie maagmamma te wees wat ons of hierdie hartmamma, jy het mos 'n maagmamma en dat jy mos nou 'n hartmamma. So Irene, wat is die laaste boodskap wat jy wil deel as ma miskien of as daar iemand is wat miskien dink daaraan om aannemings te doen, waartoe sal jy haar verwys? Aannemings is 'n baie moeilike pad om te stap. Maar om 'n maatskaplike werkster te kry in jou area of 'n adoptions of Procare te kontak, daar is verskillende adoption organisasies of maatskaplike werkers in jou area, dan kan 'n mens met hulle kontak maak. Dit is baie keer 'n harde pad om te stap, 'n moeilike pad om te stap, maar bly bid en glo dat die Here vir jou kind beplan het. Nee, ek dink is ook amazing om te sien julle hart in hierdie hele proses en hoe jy en jou man uit julle pad uit gegaan het om hierdie mamma eintlik te ondersteun en wat julle gedoen het. Maar ek dink dit is ook hoekom julle so geseënd is in dit wat die Here vir julle gegee het. So ek wil net sê, mag die Here julle drietjies of die drietjies, julle 5 seën en mag dit vir julle voorspoedig wees, want ek dink ook baie mense, jy het ook baie mense gehelp, as ek nou net dink wat jy gedoen het, met die hele situasie met die maatskaplike werker wat sommer geld gevat het. Ek wil net gou dis praat daaroor, net die baba wat jy voorbetaal het, hy het toe op die ouene toe gelewe, hy was toe nie dood nie, as ek reg as ek dit. Ons het nou nog nie 100% bevestiging tot dit nie. In my hart voel ek hy lewe nog, maar ons het nog geen bevestiging nie. Die maatskaplike werker gaan moontlik nog iewers in hierdie jaar gefonnis word. Ek was nou in die hof hierdie jaar om teen haar te getuig. So ja, ons sal nou sien waar jy in die pad gaan, maar wat dit aanbetref, ek dink ons as 'n gesin het al lank al daai boek toegemaak en weet dat dit op die einde nie die pad was wat die Here vir ons gekies het nie en dis hoekom ons nou die drietjies het. En tot dit het die Here jou eintlik gebruik om iets te expose, nee? Verseker, en ek bedoel, ons dogtertjie was sy was een dogtertjie wat aan 4 paartjies aangebied was deur die maatskaplike werkster. So ons is baie geseënd dat die mamma toe besluit dat ons kan haar kind aanneem en dat ons nog so 'n goeie of so 'n lekker pad met die mamma stap. Dit is 'n amazing pad en dat ons 'n oop verhouding met haar kan hê en met Isabella kan hê. En dieselfde met ons 2 seuns, dat hulle altyd sal weet ons is hulle hartjie ouers wat onverwaarlik lief is vir hulle en enigiets wat hulle sal doen. Maar ja, met kinders is dissipline, routine en liefde die hulle love dit op hierdie ouderdom. Ek is baie impressed met jou as mamma. Ek moet seker die eendag by jou kom kuier. Dat Isabella sy's 'n genie. Ek kon nie glo hoe gehoorsaam is sy en hoe mooi gemaneerd is dit en dit is so mooi om dit te sien, maar ek dink is ook omdat jy met soveel oorgawe
nou hierdie ouerskap embrace het, want dit het nie vir julle maklik gekom nie, en hoe julle dit ook so mooi steward, kan ek sê, wat die Here vir julle gegee het. Nee, verseker. Ag, en ons vra hom elke dag om ons net te lei om die beste ouers te wees wat ons kan. Ja. Maar mens bid ook maar elke dag vir jou kinders. Ek dink tot in ewigheid. Seker. Ag julle. Dit is so, maar baie dankie dat jy bereid was om jou storie te deel met ons vandag. En ek hoop regtig iemand wat dalk geluister het, dat hierdie storie ook jou hart aangeraak het. So volgende week moet julle asseblief weer kom inloer, want dan gaan ek bietjie met Ronel Du Plessis praat. As julle die film gesien het, ek dink is Hemel op Aarde, dis haar verhaal. So kom luister gerus in volgende week, gaan ons 'n bietjie gesels oor haar verhaal en haar pad wat sy en haar man moes geloop het met dit wat hulle ook beleef het in hulle lewe. As jy miskien weer na dit wil luister, of jy wil dit dalk vir iemand aanstuur, gaan loer gerus op my website. Dis yourdestiny.org.za en dan kyk jy onder hartklank, daar sal al die potgoeie lê, en hierdie reeks is, ons praat van die Here in jou storm, of wie die Here is in jou storm seisoen. So dit is die laaste reeks wat ons nou besig is om op te neem, en as jy dalk net 'n bietjie wil ook inskakel en net weet van wanneer is wat se program en bietjie meer van dit wat ons oor gesels, kan jy ook gaan loer op Instagram. Daar deel ek ook weekliks wat ons temas is, waar ons gaan gesels, wie's die gaste, en dit is by Your Destiny, Your Story op Instagram. Dit was so lekker, Irene, om saam met jou te kuier, en mag jy net 'n geseënde tyd hê saam met hierdie pragtige 3 kindertjies van jou. Baie dankie, en ek wil net vir elke luisteraar sê dat jy is kind die Here se oogappel en jy's 'n kind van die Here. En dit is net amazing om dit te weet en volgens dit te leef. Ag, jy sien jy baie dankie. Ons sien julle weer volgende week. Dankie mooi mens.